Huisie of fondasie? Huisie of fondasie? Goeiemôre julle. Is regtig lekker om so saam om sy woord te kom sit. En net so 'n bietjie aan hierdie gedagtes te stoei. Huisie of fondasie. Nou as ek dit sê, is of van julle onmiddellik wat aan 'n storie dink in die Bybel, né? Jesus wat praat oor bou jou huisie, op wat se fondasie is jou huisie gebou? Ken julle daai storie? Jesus se laaste storie in die bergpredikasie, né? Bou jou huis op die rots, nie op sand nie. Maar wat ek vandag na toe wil draai en bietjie op wil fokus is iets wat die Here net met my op pad mee stap, hierdie vraag rondom geluk en vreugde is basies die vraag waarna ek wil kyk, geluk en vreugde. En vir die van julle wat soos ja, die woorde is dieselfde in ons vertalings in ons Bybels, word die woord geluk en vreugde, wat is die woord interchangeable? Dit word gebruik op dieselfde manier in verskillende versies. Dink aan die woord liefde. Van julle wat nou so 'n bietjie preke of bietjie oor hierdie gedagtes gewonder het, weet wanneer Jesus vir Petrus sê, "Het jy my lief?" Van julle het al 'n preek dalk daaroor gehoor. Dan sê Jesus, "Het jy my lief?" Dan sê Jesus eintlik, "Het jy my agape?" Wat beteken onkondisioneel. En dan antwoord Petrus, "Ja Here, ek het jou phileo," wat beteken vriendskapsliefde. Jy is 'n rabbi, jy's 'n leermeester. En hy antwoord hom nie soos God nie, hy antwoord hom soos 'n goeie mens. En ons mis daai tipe goedjies in ons taal. Nie dat dit saak maak nie, die konteks is daar, die betekenis is daar, dit maak nie saak nie, dis nie dat ons alles moet verstaan in Grieks nie, dis nie die punt van hierdie boodskap nie. Die punt is, as jy hierdie klein goedjies mis soms, dan mis jy die hart agter iets. En ek dink baie van die redes hoekom ons as Christene val of ongelukkig is of iets nie verstaan nie, is omdat ons die dieper betekenis miskien so klein bietjie mis. Sê van soos die woord liefde, van onkondisioneel en vriendskap. Nou, die verskil tussen geluk en vreugde is massief groot in die Bybel. Die Bybel in die Ou Testament vertel vir jou dat God vir jou goed gee om jou gelukkig te maak. Hy gee vir die mens geskenke. Byvoorbeeld, druiwe. Druiwe, dames, dis wyn. Druiwe het die Here vir ons gegee om ons gelukkig te maak. Hy sê 'n glasie wyn maak die hartjie gelukkig. O, dis so lekker om 'n bietjie 'n wyntjie te drink en te kuier en jy weet die wangetjies raak rooi. Okay, hou op te veel drink. Maar die punt bly staan is, die Bybel sê die druiwestok is gegee om ons harte gelukkig te maak. Hy sê 'n goeie vriend maak die hart gelukkig soos parfuum vir die neus. So is 'n goeie vriend. Hy maak jou gelukkig. Daar's niks verkeerd om gelukkig te wees nie, om vir jou ietsie te gaan koop nie. Dames, julle noem dit retail therapy. Okay. My vroukie, jy lyk 'n bietjie hartseer. Gaan koop iets. Ek weet nie. Ons is nie teen soek gelukkigheid nie. Ons is nie teen om gelukkig te wees nie. Alle goeie gawes daal van die Here neer. En dit wat goed is en wonderlik is en roemwaardig is, bedink daai dinge en dit kom alles van die Here af. Daar's niks daarmee verkeerd om hard te werk en dan jou loon van jou arbeid te gaan geniet nie. Niks daarmee verkeerd. Jy hoef nooit skuldig te voel wanneer jy 'n bietjie jou geluk wil opwakker nie. Maar dis nie vreugde nie. Daar's iets anders wat Christene moet verstaan wat die wêreld nie kan verstaan nie, want dit kom nie vanuit 'n plek wat geluk jou kan bied nie. En wanneer Christene die Bybel lees met die bril van geluk, ek wil gelukkig wees, ek soek gelukkigheid en God moet my gelukkig maak, dan val die hele evangelie plat, want Jesus het nie gekom om jou gelukkig te maak nie, hy het gekom om vir jou vrede en vreugde te gee. En daai woord vreugde is waaroor ek so klein bietjie wil praat. En my titel probeer basies net sê in die storie van Jesus en bou jou huisie is, 'n Christen kan of fokus op die huisie, en dit sal jou gelukkig maak as jou huisie mooi is, en jy het 'n mooi gebou en is 'n mooi stewige huisie, of jy kan fokus op die fondasie. En my vraag is, maak nie saak wat met die huisie gebeur nie, wat is jou fondasie? Dis die punt van Jesus se storie. Jesus probeer nie vir jou sê, bou 'n lekker huisie van bakstene nie, hy sê, maak seker jou huisie, waarvan dit ook al gebou is, laasweek se preek, goud of strooi of hooi, maak nie saak waarvan jou huisie gebou is nie, bou dit op die fondasie. En gebaseer op laasweek se boodskap, het die Here my net bietjie verder gevat in die eindresultaat van 'n lewe wat op 'n fondasie staan. Al verbrand die huisie, die lewe sal gered word. En ek wil bietjie daarna kyk. So, ons sê baie keer goed soos doen wat jou gelukkig maak, jy verdien om gelukkig te wees, jy soek net jou eie geluk.
en dis alles reg. In Afrikaans hou ek van die woord geluk, want meeste van ons hou in elk geval nie eens van die woord geluk nie, nê. Want geluk voel so apart van God, want jy's gelukkig. Jy gaan casino toe en jy speel hy roulette tafel en hy land op jou nommer en jy was so gelukkig, nê. Die lotto kaartjies, julle wat lotto speel in hierdie kerk, nê. Julle hoop om eendag gelukkig te wees met julle nommers, nê. En so, dis die vraag is, geluk voel so half random, dis so half net, wow, dis net lucky, ek was net gelukkig. Die woord lucky soms in my Engelse kop, is die woord lucky nogal baie gekoppel aan, jy's net gelukkig. En dis deel van die probleem daarvan is, dis baie aangewakker, mensgemaak, toevallig. En tog as Christene weet ons die woord toevallig beteken daar is 'n skepper betrokke en dis die woord vreugde. En so, geluk, en dis maar my stellingkie wat ek wil hê julle moet verstaan, is geluk hang af van wat om jou gebeur. Vreugde is baie anders. Vreugde hang af van wat hier binne in jou gebeur. Vreugde hang af van waarop jy staan. Geluk is alles wat om jou plaasvind. Baie keer bid ons vir hierdie dinge wat om ons is, nee, jy kan nou dink aan al die voorbeelde wat jy aan kan dink, finansies, huwelik, kinders, ons land en ons frustrasies en alles wat ons het. En ons bid vir al hierdie goed, nee. Bid vir julle leierskap sodat julle in julle land vrede sal hê, nee. Ons bid vir die politieke leiers sodat daar vrede sal heers. Ons soek vrede want ons is gelukkig in 'n land van vrede. En as die politieke leiers begin om 'n groep te vervolg, en dink aan van die plekke in die wêreld, met al die oorloë wat losbreek oral. Wanneer jou politieke leiers toesak op 'n groep mense, dan is jy nie meer gelukkig nie. En die vraag is, wat gebeur dan met vreugde in moeilike omstandighede? Wanneer jy vir jou politieke leiers bid en alles raak om jou boos en jou geluk is nie meer daar nie, jy's nie gelukkig nie. En jy's dwaas as jy gelukkig is in wrede situasies. Jy jok vir jouself, jy's 'n valse skynheilige wanneer jy maak asof jy gelukkig is wanneer slegte goed gebeur. Niemand kan gelukkig wees deur 'n egskeiding of deur kanker nie. Wie kan geluk vind in dit? Niemand. Maar ons sê hierdie goed, want ons verstaan nie die dieper beginsel agter wat ons sê nie. Niemand is gelukkig wanneer dit nie goed gaan nie. Maar wat ons bedoel is, vreugde is iets anders. Dit het niks te doen met my omstandighede. En daarom of dit goed gaan of sleg gaan, of ek gelukkig is of ongelukkig is, vreugde kan nie verander nie. En baie Christene verloor hulle geloof, want hulle bou hulle lewe, dat God my gelukkig sal maak. Die kerk my gelukkig sal maak, die pastoor my gelukkig sal hou, of wat ook al die situasie, of my man, of my vrou, of my ouers. En dan verloor ons vreugde. En so, ek wil maar net eintlik by een groot storie uitkom, is heel toevallig ook die boodskap wat ek gister by die begrafnis so bietjie, nie hierdie boodskap nie, maar die boek wat ek behandel het. Maar ek wil eers stop by 'n gedagte. So Lukas 2, heel in die begin, Kersfees. Kersfees in die winter. Okay, Kersfees in die winter. Die engele verskyn aan die herders en die eerste boodskap, die eerste evangelion, die eerste goeie nuus wat ons in die tweede helfte van die Bybel kry, is wanneer die engele vir hierdie skaapwagtertjies wat regtig nie gelukkig was in die sin van wat hulle gehad het in die lewe nie, kom na hierdie skaapwagtertjies toe en sê vir hulle hierdie asemrowende woorde: ek bring vir julle goeie nuus, wat 'n bron van groot vreugde vir altyd sal wees. Ek bring vir julle goeie nuus, dit gaan 'n bron van vreugde wees. Iets om opgewonde te raak in die sin van vreugde. Jesus bring vreugde. En dan vat jy hierdie storie, dan lees jy in die begin van Jesus se bergpredikasie. En baie van die moderne vertalings sê, gelukkig is jy wat ween, want jy sal getroos word. En gelukkig is jy, en dis reg, is ook niks daarmee verkeerd nie. Jy is gelukkig as jy huil, want iemand sal iets vir jou doen. Jesus beloof half dat jy sal gelukkig wees, want ek hou meer van die vertalings wat sê salig, of geseënd. Ek hou baie meer van die woord geseënd daar,
ek dink nie regtig gelukkig pas nie, maar dit kan werk. Dit is nie 'n probleem met dit nie. Maar ek hou van wat Jesus aan die einde van al sy seënbede sê. Nou hy al hy goed gesê het, geseënd, 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 geseënd. Dan kom hy heel op die einde en dan sê hy hierdie woorde. Onthou nou, Jesus se koms is 'n rede vir vreugde. Is julle met my? Hoor wat sê hy aan die einde. Nou al hierdie geseënd, geseënd of gelukkig, 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 gelukkig. Wees bly en wees verheug, want julle loon is groot in die hemel. Wees bly en verheug, want jou loon is groot in die hemel. Hy praat met alles wat op aarde gebeur met jou. Jy wat huil, jy sal hier afgevee word. Julle wat sagmoedig is, die aarde sal julle sin wees. Julle wat alleen is, hy praat oor alles wat jy op aarde kan win en wat jou gelukkig sal maak. Alles wat jy hier vir hom leef en dat jy gelukkig sal wees hier op aarde as jou lewe reg is. Jy sal gelukkigheid vind op aarde. En dan sê hy, maar weet net een ding. Al soek jy geluk hier op aarde as Christen, en vertrou my dat ek 'n bietjie geluk vir jou sal gee, en dis die bergpredikasie begin so. Hierdie wêreld gaan jou haat. Wat sê hy net voor hierdie vers? Gelukkig is jy ook, as hulle jou vervolg vir my naam. Gelukkig is jy ook, as hulle agter jou aanloop en jou slaan en jou wil doodmaak vir my naam. Gelukkig is jy ook, en ons is, nee, dis nie gelukkig nie, en dan sê hy, want julle mis dit. Vreugde is joune, wanneer hulle jou vervolg, vir my ontwil, want jou beloning is nie op aarde nie, dis in die. Jy sien, geluk is hieronder, vreugde is daarbo. Geluk is iets tydeliks, vreugde is iets ewigs. En hy roep almal wat swaar kry op aarde, almal wat die kerk nie wil toelaat nie, almal wat nie welkom is in die kerk nie, al hierdie mense wat swaar kry op aarde en onderdruk is deur die dominees en pastore en die wet van die Ou Testament. En hy roep hulle mekaar en sê, God wil hê julle moet glimlag. Alles wat hy maak is vir julle, ook die kerk is ook vir julle. Hy doen hierdie goed, want hy wil julle sien glimlag en happy wees. Dis great, God wil hê jy moet happy wees. Maar verstaan een ding, al kan jy nie happiness hier kry nie, en hierdie mense vervolg jou, en die roodse rabbies stenig jou, en jaag jou weg, en kruisig jou, en die regering is lelik met jou, juig, en verheug jouself, selfs al vind jy dit nie. Mag jy gelukkig wees in die gedagte van vreugde. Dis goeie nuus, maar dis net goeie nuus as dit goeie nuus vir vreugde is. Dis nie vir almal goeie nuus as jy dit gebruik om net gelukkig te wees. Christendom is nie 'n goeie godsdiens as jy dit soek om net gelukkig te wees nie. Want hy sê, wees bly en verheug jouself daarin. Want jou loon sal groot wees in die hemel. Al vind jy nie baie vreugde altyd hieronder nie. En dis waar ons regtig vashak en sukkel. Jakobus begin sy hele brief, Jesus se boetie, nê, 'n man wat regtig dit gesien gebeur het, en 'n man van smarte geken het, en gesien het hoe Jesus vir 30 jaar gewerk het vir sy familie, en om goed te doen in sy huisgesin, ten spyte van die boeties wat hom nie waardeer het nie, kom ons duidelik agter, en hoe hy gaan en probeer om goed te doen, en sien wat die wêreld, en selfs Jakobus self, hoe lelik Jakobus met hom was, en Jakobus voel soos Petrus skuldig daaroor, definitief, en hy sien alles waar Jesus gesit is op aarde. En hy skryf hierdie briefie as 'n boetie, om net vir ons te sê, kyk, hier's waaroor ek agtergekom het alles gaan. En hy begin sy brief met hierdie woorde. Beskou dit as groot vreugde, wanneer allerhande versoekings julle oorval. Omdat dit volharding meebring. Maar julle volharding moet tot die volledigheid ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in geen opsig tekortskiet nie. Wat sê hy? Hy sê, versoekings moet kom, en dan oorwin jy dit, en dan moet nog kom. En dan oorwin jy dit, en dan moet nog kom. En dan oorwin jy dit, en dan moet nog kom.
Dis nie 'n punt wat jy bereik waar jy salfolie op jou huis sit of jy bid vir 'n genesing en iemand word gesond en wow, nou is ons gelukkig. Nou het ons gekry wat ons voor gebid het. Everything is right in the world. Ek is nou so gelukkig. Doobie doen. Lekker is die lewe, ek is so tevrede. Wat is nou? Hoekom is daai liedjie nou in my kop? Ek weet nie as julle dit nie ken nie, dan is ek net mal, maar toe maar. Doobie. Nou, ek is so gelukkig. Dis wanneer 'n Christen nie daai punt bereik nie, dan begin hy na 'n paar jaar, hy sê, jy weet pastoor, jy weet die Bybel sê, jy weet jy sukkel vir 6 maande, ek sukkel vir 6 jaar. Al vir 6 jaar antwoord die Here nie my gebed nie. Al vir 6 jaar sukkel ek in ellende en kan ek nie my finansiële deurbrake kry nie. En ek gee vir die Here, maar ek kry net nie deurbraak nie. Waar is die Here? En Jakobus skryf hierdie brief en hy sê, verstaan julle nie wat dit beteken om met groot vreugde in allerhande versoekings die heeltyd omring te word nie, want dit skep iets hier binne in jou, wat jou reg maak om perfek te wees. Petrus haal dit aan, Jakobus doen dit indirek, maar hy haal Levitikus 19 aan, my gunsteling hoofstuk, die hoofstuk van wette. Soos Petrus dit aanhaal en sê, wees heilig, want ek is heilig, sê die Here, Levitikus, dis wat Jakobus sê. Hy sê, hierdie versoekings gaan 'n heiligheid, 'n perfeksie in jou werk, sodat jy lyk soos God. Wow, vreugde, want my swaar kry veroorsaak dat ek sien, hierdie wêreld is nie my plek nie. Jy kan nie my vreugde steel nie, jy kan niks doen om my vreugde, kan jy my ongelukkig maak? Ja. Kan ek kwaad word? Ja. Maar steel jy my vreugde? Nee, want my vreugde is nie iets wat jy kan vat nie. Dis nie eers iets wat jy verstaan nie. Jy kan dit nie begryp nie, want jy ken hom nie. Ek ken hom. Jy kan nie aan hom raak nie. Hy is my vreugde. En daarom word ek verander in sy beeld, deur my swaar kry. En my ongelukkigheid, soms. Verander nie my hart nie. Nou, die storie wat die Here vir my gesê het om met julle te bespreek vandag, en dis kom ek het maar sommer in my kop, en sommer net gister ook met hulle 'n bietjie gedeel het, is een van my gunsteling, ek het al hieroor gepreek, maar is een van my gunsteling boeke, is Habakuk. Nou, Habakuk is 'n baie interessante profeet. Is net 3 hoofstukke. En is so 'n interessante profeet, want Habakuk is ons. Habakuk begin letterlik in hoofstuk 1 van Habakuk. Jy maak Habakuk oop en dan sien jy hierdie, my arm, jy sien letterlik hierdie man, Habakuk, en dan kom hy op 'n stadium hier in hoofstuk 1, ek gaan lees dit by die huis. Dan kom julle in Habakuk 1, dan kom hierdie man, dan sê hy, Here, baasie, stel jy belang in ons, gee enigstens om oor ons. Daar is nie gereg in die hof nie, slegte mense wen, ons word geslaan, ons word kastei, die sondaars word ryker, heilige mense word armer. Here, wat gaan hier aan? Ek is nie gelukkig nie. Habakuk 1 gaan oor 'n man wat sy geluk verloor het en besig is om sy God te verloor. Habakuk gaan oor 'n man wat na die wêreld en sy omstandighede kyk en God oordeel volgens sy omstandighede. En sê, as my omstandighede beter lyk, dan glo ek in 'n goeie God. Weet julle hoekom glo mense nie in God nie? Want kinders kry kanker. Weet julle hoekom glo mense nie in God nie? Want mense gaan dood van honger in Afrika en mense wat niks verkeerd gedoen het nie, word vasgevang in oorlog. Kom saam met my 'n klein bietjie na 'n plek waar jy na kindertjies kyk wat gebrand is in vure en in oorlog was of kanker het. Gaan sit 'n bietjie saam met daai kindertjies en sien hoe swaar kry kindertjies, hoe huil hulle en hoe seer hulle kry. Gaan sit 'n bietjie saam met iemand wat net mishandel word. Gaan sit saam met 'n kind wat verkragt word deur haar eie oom en sulke. Kom sit 'n bietjie in so 'n situasie en sê dan vir my, God is goed. En mense, die wêreld kyk na ons God en hulle kyk na hierdie omstandighede wat hulle dit pla hulle en hoofsaaklik pla dit hulle want hulle doen nie eintlik veel daaromtrent nie, maar selfs mense wat betrokke raak en iets daaromtrent doen, hoe meer hulle betrokke raak in die seer van die wêreld, hoe minder hou hulle van God.
Hoeveel mense het ek al gesien, sendelinge selfs, wat gaan na haglike omstandighede in hierdie wêreld om die evangelie uit te dra. Dan dra die evangelie uit en niks in die omstandighede verander nie. Inteendeel, ek weet byvoorbeeld in Somalië, van mense uit Somalië, sendelinge wat Somalië toe is. En hulle daar gaan bid en gaan intree en mense het vir hulle gebid en hulle gekom en het erger geword, nie beter nie. En hulle het hulle geloof verloor. Sendelinge wat hulle geloof verloor het. Hoekom? Want die Here het niks kom verander omtrent Somalië nie. Waar is God? En hulle gee op. En Habakuk is daar, hy's op die kruin van hierdie spasie waar hy sy geloof gaan verloor, want niks om hom raak beter nie, inteendeel, dit raak slegter. En dan sê God vir hom iets baie interessants, gaan lees dit. Gaan lees hoe interessant dit is wanneer die Here met Habakuk praat en hy vra Here, waar is U? Gaan kyk wat antwoord die Here hom in hy hoofstuk, want wanneer die Here hom antwoord in die middel van hy hoofstuk, sê die Here iets baie interessants vir hom. Hy sê, Habakuk, ek gaan nou vir iets sê. Maar as dit nie van my afkom nie, sal jy nie eens glo dat ek dit sê nie. As iemand anders dit vir jou moes sê, sou jy gesê het, hulle jok vir jou so, ek gaan nie iemand vir jou stuur om dit vir jou te sê nie, ek gaan dit net direk vir jouself sê. As jy reg, Habakuk, hier wil ek nou vir jou iets sê. Hierdie swaar kry en alles wat jy sien, hierdie galdeers, hierdie ongoddelose mense wat julle so kastei en julle plase steel en julle kinders en julle uitbuit en julle so swaar laat kry, ek het hulle gestuur. Ek het hulle gestuur. Nou, wat doen jy met dit? Wat doen jy met dit as jy vir God vra om iets weg te vat en God sê vir jou, maar ek gaan nie iets wegvat wat ek gebring het nie, ek het dit dan gebring, hoekom sal ek dit wegvat? Dit maak Habakuk so die mekaar, dat aan die einde skryf hy, maar Here, okay, so jy stuur hulle om ons dan te straf. Duidelik is ek 'n sondaar, dis die Job storie, nê. Duidelik is ek 'n sondaar, duidelik verdien ek hierdie ongelukkigheid, duidelik verdien ek hierdie dinge wat met my gebeur, want ek is nie so goed soos ek moet wees nie. Maar ag Here, ons is nie so sleg soos hulle nie. Ons is nie so sleg soos daai mense nie. Nou hanteer jy ons slegter as hulle, maar ons is heiliger as hulle. Ons probeer ten minste, ons sit in die kerk en ons probeer goed doen. Here, dis nie reg nie, wil U nie sagter met ons werk nie asseblief? Gaan lees dit. Wil U nie sagkens wil U ons werklik net los om dood te gaan? Is dit die plan? Om ons net dood te laat gaan? Hier onder op aarde, net te laat swaar kry. Is dit U wil vir ons? Hy is so de mekaar. Hy is so kwaad. En dan kom hoofstuk 2. En dan sê God hierdie mooi woorde. Habakuk, Habakuk. Ek gaan nou vir jou iets sê. Ek wil hê jy moet dit neerskryf op klei tablette. Dis die gedagte van die 10 gebooie, iets wat staan en dit kan nie verander nie, dis vas, né? Skryf dit neer sodat dit vas staan vir ewig. Maar skryf dit so groot neer dat mense wat net jaag in hierdie lewe en op pad is ergens heen en nie tyd het om stil te word nie, dat hulle dit sal kan raak sien. Dink aan 'n billboard op 'n highway, né? As jy op die hoofweg ry en jy sien hierdie groot advertensie, naked people don't do paperwork. Ja, ek is een van die ergste advertensies in my lewe, dit gril my so, ek wil iets omtrent dit doen, né? As jy hierdie bord sien en jy wil nie nou dink aan naked people nie, maar dis al wat jy aan kan dink, want daar's dit nou daar hier voor jou en jy ry en dan dis is letterlik wat dit is, né? Hy sê dis wat ek wil hê moet neerskryf. Almal, al wil hulle nie oor God dink nie, al wil hulle nie oor die goed dink nie, skryf dit neer sodat almal dit sien en daaroor dink. Okay. Ek gaan iets doen. Maar dit gaan nie nou dadelik gebeur nie. Dit gaan 'n tydjie vat. En dit gaan stadig wees. Maar dit sal nie onnodig talm nie. En wat ek in jou lewe gaan doen, gaan nie so gebeur nie. Vertrou my, ek is besig. En hierdie ongoddelose mense, wee hulle. Ek laat nie met my mors nie, sonde sal nie onvergeld gaan nie. Ek gaan hierdie mense baie swaar straf vir wat hulle aan my kinders doen. Maar jy, vertrou my net. Moenie dink ek is blind nie, moenie dink ek het nie 'n plan nie, moenie jy jou geloof in my verloor, want hierdie mense maak jou seer nie. Jy moet my vertrou, anders is jy net soos hulle. Maar dit gaan lank vat.
Hierdie is 600 jaar voor Jesus gebore is. 600 jaar voor Lukas 2. Goeie nuus, vreugde vir almal in wie God 'n welbehae het. Vir 600 jaar het hulle nie die goeie nuus wat ek en jy vandag het. 600 jaar. Gaan lees daai geskiedenis en hoe haglik dit was. Vir 400 jaar is dit so haglik, God praat nie eers vir 400 jaar nie. Die Bybel hou op praat en jy kry Alexander en die Grieke en die wreedheid wat in die geskiedenis plaasvind vir 400 jaar is so wreed dat God praat nie eers vir 400 jaar nie. Hy bly net stil oor wat die mensdom aan mekaar doen. Hoe goeie mense uitgebuit, vermoor, slawe word. Die slawerny in daai tyd van die Grieke was horribaal, kinders en die moord. Dit was vieslik onder Alexander gewees. God praat nie eers daaroor nie. Hy bly net stil. En dan gebeur daar iets in die geskiedenis wat alles verander en ons het 'n rede vir vreugde. En so wanneer God vir Habakuk in hoofstuk 2 hierdie dinge sê, begin Habakuk met die Here praat daaroor en die Here praat verder met Habakuk daaroor. En dan eindig Habakuk met hierdie bekende gedeelte. Dis letterlik 'n lied, dit sê vir 'n koorleier. Dis baie interessant. My vrou wat die musiekliedjies kies en goeters, kom vanoggend na my toe. En sy weet nie waaroor ek preek nie. En sy kom vanoggend na my toe in badkamer en sê vir my, weet jy wat se liedjie is nou die hele tyd in my hart? Ek sê wat? Sy sê, die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos 'n ribbok. Ek sê, hoekom dink jy aan daai liedjie? Sy sê, nee, want ek het krag nodig vir hierdie mense hier oorkant ons gisterand het ons 'n bietjie drama gehad met mense. En sy sê, ek het krag nodig vir die mense hier langs aan. Ek sê, nee, die Here het in jou hart gesit om vir my bevestiging te gee vir vanoggend. Daai liedjie is in jou hart en hy wil vir my laat weet, ja. Habakuk. Ek dink was van julle wat hier sit wat nodig het om te verstaan ons is Habakuk. En Habakuk gaan van iemand wat ongelukkig is oor so baie dinge, na iemand wat net 'n paar hoofstukke later, in hoofstuk 3 aan die einde van sy boek, hierdie bekende liedjie sing, wat ons al in 'n lied verander het, want dit is 'n lied. En hy sê hierdie bekende woorde, al sou die vyeboom nie bot nie. En die wingerde sonder drywe wees. En daar nie skape is nie, en daar nie beeste is nie. En alles is leeg, en alles gaan verkeerd, en al my omstandighede is plat. My huisie het plat geval. Daar is niks waarin ek kan sê, jy, ek is so happy. Daar is niks vir jou om noodwendig dit te kan sê nie. Nogtans, ten spyte van, nogtans sal ek jubel, sal ek vreugde hê, sal ek juig in God my redder, want hy maak my voete soos die van 'n ribbok, weer eens op hoë plekke laat hy my veilig. Wat sê Jesus? Hê vreugde, want die hemel is jou loon. Ons spreek te min oor die opwinding oor hemel toe te gaan. Ons is te min behep met die gedagte van Maranatha, kom, almal ons is in die eindtyd, ons is in die eindtyd. Wie wil doodgaan? Wie wil gaan? Wie wil sê, Here, werk met my? Want ek weet nie hoe lank ek het nie, en ek wil die wêreld laat weet, daar kan vreugde in jou hart wees, ten spyte van. Ons hoef nie net die politiek te verander nie, ons moet ons harte verander. Dis nie dat ek moet harder werk en ek nooit my kinders sien nie, dis nie dat ek net meer geld nodig het nie, ek moet vreugde in my huis inbring. Die probleem is vreugde, nie omstandighede nie. Ek moet nie bid vir omstandighede om te verander nie, ek moet bid vir 'n nuwe hart. Vernuwe my hart, o Here, dat ek my oë sal toemaak. Ons het dit nou net gesing. My oë sal toemaak en U sal raak sien. Julle, dis Christendom. Dis nie godsdiens nie, maar dit is Christendom. En so Habakuk verander sy fokus. Habakuk se fokus draai weg. En dis vir my so mooi om raak te sien. Die verskil tussen geluk en vreugde is geluk hang af van soveel tydelike dinge. Maar vreugde hang af van God se karakter, van God se beloftes, van God se teenwoordigheid en raai wat, hy goed's alles ewig. Dit gaan alles oor ewige goed, nie tydelike goed nie. Bejammeringswaardig bo alle mense is ons as ons net vashou aan wat ons hieronder kan kry, sê Paulus. So kom aan Christene, kom ons getuig iets anders, al voel dit vir die persoon met wie jy praat, soos ja, bla bla bla, whatever, heaven.
Ja, pie in the sky. Wie gee om hoe hulle voel oor wat jy sê? Dit moet uit jou uitborrel totdat alles wie jy is heaven. To be with God, om met hom te wees, dis my vreugde, dis waarna ek uitsien. Dis hoekom ek doen wat ek doen, dis hoekom ek gee wat ek gee, dis hoekom ek praat soos ek praat, dis hoekom ek werk aan my sonde toestand, want ek wil verander om soos hy te wees, want eendag gaan ek verander soos hy, en ek wil so lank oefen, hoe voel dit om meer soos hy te wees? Daarom is ek 'n Christen. Ek wil weet hoe is dit om my spraak te beheer, en my verstand te beheer, en my houding, en my finansies te beheer. Want dis waarheen ek op pad is. As jy 'n lekker Hawaii vakansie gaan hou, dan so 'n paar weke voor jy vakansie gaan, dan begin jy staan by Hawaii hempie aantrek, nê. En jy begin so lank leer hoe om te hula, en jy raak opgewonde oor waarheen jy op pad is. Jy begin so lank cocktails drink, en wat jou gunsteling drankie, en jy raak opgewonde oor waarheen jy op vakansie gaan. En die kerk is so behep met hierdie plek. En dit beteken nie jy gaan nie hier omgee nie. Maar dis nie jou worry nie. As jy omgee oor daar, gaan hy jou draai om hier iets te kom sê. Jou fokus is vreugde in die Here. En daarom eindig ek af met hierdie mooi gedagte. Jesus die Christus gaan in die tuin van Getsemane in, en hy is nie gelukkig nie. Die Bybel maak dit duidelik. Binne in hom is daar 'n wroging en 'n wrok. Jy gaan lees daai woorde en jy sien, hier is nie 'n gelukkige man nie. Hier is 'n man wat in angs vasgevang is en beklei met die vlees en die gees op daai stadium. Hy verteenwoordig ons op daai stadium. Ek sien myself in hom raak op daai stadium as die seun van die mens, wat die seun van God opgelig gaan word as. En tog is hy ongelukkig. Here, vat hierdie beker van my af weg. Vat hierdie beker van my af weg. Jy hoor daai woorde, ek is ongelukkig oor wat vir my wag, en ek weet nie of ek dit wil doen nie, maar nogtans is my vreugde in wat U wil hê. En hy staan op en hy sê, kom ons gaan, die tyd het gekom. Hebreërs 12 vers 2 som dit so mooi op. Hebreërs se skrywer vang hierdie geluk en vreugde so mooi op oor die kruisiging van Jesus, as hy sê in Hebreërs 12, terwille van die vreugde wat vir Jesus voorgehou is, het hy die kruis verduur. Verduur jy die dinge wat jy onder aangaan en jy voel die Here antwoord nie my gebed. Jy verduur die nee van God. Jy verduur die nie nou nie, dit gaan nog lank vat van God. Jy verduur die proses van versoeking wat kom en kom terwyl God besig is om aan jou te werk. Jy verduur daai proses vir wat? Vir die vreugde wat voor jou is. En as 'n Christen nie daai vreugde kan sien nie, gaan hy nie die aakligheid kan verduur nie. En hy gaan sy geloof verloor. En dis 'n tragedie. 'n Onnodige tragedie. Want vir die vreugde het Jesus die kruis verduur. O, dis mooi. En so daarom, geliefdes, die vraag is, waar is jou vreugde? En as jy mense in jou lewe ken wat baie ongelukkig is, want hulle huwelike, hulle gesondheid, hulle finansies, hulle wêreld het uitmekaar geval en God is nêrens te sien nie, wat het jy om vir hulle te sê? Gaan jy maar net jou beursie oopmaak en maar net vir hulle net geld gee en dink hulle gaan gelukkiger wees as hulle geld het? Ja, geld maak 'n mens gelukkig, maar so ook baie alkohol vir 'n kort tydjie, hoor ek weet nie, ek hoor so. Daar is dinge wat jou vir 'n kort tydjie gelukkig kan hou. Wat sê jy vir mense wat ongelukkig is? Wat offer die kerk hulle? En dit moet vreugde wees. En ons moet glo Jesus is by magte om vreugde in tragedie los te breek. Dat die Here in iemand se tragedie 'n vreugde kan skep wat alle verstand te bowe gaan vir die prys wat voor hulle gehou is. Dat die Heilige Gees daai vreugde in hulle aanwakker, sonder dat jy een ding in hulle situasie al verander het, ewe skielik glimlag hulle. Hoekom is jy bly? Nog niks in die omstandighede het verander nie. Wel, nogtans sal ek in die Here jubel, want my voete is nie hier nie. Dis God.
Dis 'n ander manier om te leef. En so prakties. As jy siek is, kan jy sê God is goed. As jy finansiëel onder druk is, kan jy sê God is my voorsiener. Wat ek het is wat hy vir my gee. As jou gebed nie beantwoord is nie, kan jy nog steeds sê, wel ek vertrou maar op hom. Hy sal doen wat hy gesê het hy sal doen. Kan jy jou vreugde vind in jou gebed om die Here te vertrou? So, moenie vra wat gebeur met my huisie nie. Vra eerder wie is my fondasie. En as julle met julle familie en julle vriende en julle kollegas daar buite praat, wat nie betrokke is in die voorreg het soos julle, om na die woord te sit en ander Christene te ken nie, praat so met hulle. Ek hoor jou huisie is nie lekker nie. Kom ons kyk na jou fondasie. Ek hoor dinge is nie lekker nie en ek hoor jou man is lelik met jou en ek hoor jou kinders by die hond, maar luister mooi. Kom ons praat oor jou fondasie. En 9 uit 10 van hulle gaan nie saam met jou wil praat nie. 9 uit 10 van jou vriende gaan die conversation draai na die weer in die politiek toe. Moenie laat dit jou stil maak om weer daaroor te praat met die volgende een. Want dis ons boodskap. Ek hoor jou huisie kry swaar. Ek weet jy wil net jou huisie mooier maak. Maar dit gaan nie vir jou vreugde bring nie. Wie is jou fondasie? Filippense 4 vers 4. Verbly jou in die Here. Ek sê weer, verbly jou in die Here. Ons gaan nagmaal geniet. Ek wil hê julle moet net kom nagmaal vat. En ek kan die video maar hier stop. Michelle, of met die video afsit asseblief. Ons gaan nagmaal gebruik om vir die Here dankie te sê dat hy ons vreugde is.